Vraag 2 op bladsy 274 handel oor maatskappye, die finansiële state en ontleding en vertolking. Dis 'n vraag wat 70 punte tel en dit behoort jou 42 minute besig te hou. Nou hierdie is die belangrikste deel van die jaar se werk en sal definitief die grootste deel van jou eindeksamen uitmaak. Kom ons kyk wat sê die vraag. Park Beperk het 'n gemagtigde aandelekapitaal van 700 000 gewone aandele. Dit is dus die maksimum aantal aandele wat hierdie maatskappy gemagtig is om uit te reik. Op 28 Februarie 2015, die einde van die vorige finansiële jaar, was daar 450 000 aandele in uitreik. Dit wil sê, daar is nog 'n verdere 250 000 aandele wat nog nie uitgereik is nie. So dit is begin van hierdie finansiële jaar, 450 000 aandele in uitreik. Wat word gevra? Gebruik die gegewe inligting en toon die volgende. 2.1. Toon die bateverkooprekening op 30 November 2015 verwys na nommer 7 van die gegewe inligting. Nou kom ons kyk na nommer 7 onder op bladsy 274 en ons stel die bateverkooprekening op. Nommer 7 sê, op 30 November 2015 het Park Beperk hulle enigste voertuig vir kontant verkoop teen boekwaarde. So die opbrengs wat ons gekry het, die toename in kontant, indien ons 'n kontantvloeistaat moet opstel, was die boekwaarde van hierdie voertuig. Die voertuig is oorspronklik op 1 Maart 2013 vir R80.000 aangekoop. Daar sien jy stap 1 van bateverkope, die kosprys wat uitgehaal moet word. Nou, 'n nuwe voertuig is op dieselfde dag wat die ou een verkoop is, aangekoop om dit te vervang. So hier gaan ook 'n afname in kontant wees, die kosprys van die nuwe voertuig wat ons sal moet bereken. Alle voertuie word teen 20% per jaar baie maklik volgens die kosprysmetode gedepresieer of waardevermindering daarop bereken. Dus kan ons sê as ons hierdie voertuig op 1 Maart 2013 aangekoop het, het ons hom gebruik tot 28 Februarie 2014, 28 Februarie 2015, dis klaar 24 maande, en toe nog tot 30 November 2015, dus Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, nog 9 maande. Hierdie voertuig is dus vir 33 maande gebruik, maklik om waardevermindering af te skryf op die kosprysmetode vir 33 maande. Hierdie transaksies is reeds geboekstaaf, so ingesluit by die inligting wat jy hierbo gaan kry oor die boekwaarde van tasbare bates, dit is reeds in berekening gebring. Geen ander tasbare bates is gedurende die jaar aangekoop of verkoop nie, dus gaan ons slegs hierdie opbrengs hê, die boekwaarde van die voertuig wat verkoop is en as afname in kontant die nuwe een wat aangekoop is. Nou kom ons gaan kyk na die bateverkooprekening. Stap 1 sal wees om die kosprys van daardie voertuig wat verkoop is uit te haal. Dus 2015 November die 30ste, voertuie, dit sal nie algemeen joernaal gedoen word, 80.000. Stap 2 sou wees om ekstra waardevermindering af te skryf vir daardie ekstra 9 maande wat in hierdie jaar gebruik is. Dit is reeds geboekstaaf, so ingesluit by hierdie waardevermindering op voertuie vir die jaar is reeds hierdie bedrag. Dus kan ons gaan en sê, stap 3, ons wil die totale opgelope waardevermindering op hierdie voertuig gaan uithaal. En dit kan ons baie maklik bereken deur te sê, die waardevermindering is 20% per jaar op kosprys. Dus as hy op 1 Maart 2013 aangekoop is en gebruik is tot 30 November 2015, dan is hy vir 33 maande gebruik. 'n Maklike berekening, kosprys 80.000, maal met 20% waardevermindering vir 33 maande gedeel deur 12, gee R44.000 is die totale opgelope waardevermindering wat al ooit op hierdie voertuig afgeskryf is. Nou hy is teen draewaarde verkoop,
Dus as ek die 80.000 opbalanseer, dan was die draawaarde, en dit sal op die ou end wees, die toename in ons kontant is R36.000 as ek die rekening balanseer. 'n Bateverkooprekening, baie eenvoudig, as ons die kosprysmetode gebruik. Onthou as dit die verminder saldo metode was, dan moes jy elke jaar se waardevermindering apart uitwerk. Kosprys uitgehaal, totale opgelope waarde en so die draawaarde bereken, hy is kontant verkoop. Ons tweede vraag, 2.2, beantwoord die volgende vraag. 2.2.1, gebruik die verdienste per aandeel, sien nommer 3, en bereken die aantal nuwe aandele wat op 1 Maart 2015 uitgereik is. Nou daar by die inligting nommer 2 is vir ons gesê, nuwe aandele is op 1 Maart 2015 teen 'n uitreikprys van 70 sent per aandeel uitgereik. By punt nommer 3, die verdienste per aandeel vir die jaar geëindig 28 Februarie 2016 was 20 sent per aandeel. Nou jy weet, die formule vir verdienste per aandeel is die netto wins na belasting gedeel deur die aantal uitgereikte aandele. Maal met 100/1 vir 'n persentasie of sente. Nou as ons weet 20 sent is die verdienste per aandeel. Ons weet wat die netto wins na belasting is. Dit word vir ons gegee, netto wins na belasting R126.000. Dan is dit mos maklik om die aantal aandele wat aan die einde van die jaar uitgereik is te bereken deur die netto wins na belasting te deel deur die verdienste per aandeel. Dus ons manipuleer die verdienste per aandeel formule effens en ons sê die aantal aandele uitgereik aan die einde van die jaar. Dit is wat ons in belang stel. Sal die netto wins na belasting wees gedeel deur die verdienste per aandeel wat vir ons gegee is, maal met 100/1. Nou die netto wins na belasting, het jy gesien, is vir ons gegee R126.000. Dit kan ons gaan inskryf, R126.000. Die totale verdienste per aandeel was 20 sent per aandeel. Dus deel dit deur 20 sent per aandeel en maal dit met 100/1 en so bereken jy dat daar aan die einde van die jaar, hierdie is baie belangrik, aan die einde van die jaar 630.000 aandele in uitreik was. Dis nie wat die vraag vra nie. Die vraag vra, hoeveel aandele is nie uitgereik op 1 Maart 2015? Nou onthou, aan die begin van die jaar was daar reeds 450.000 aandele in uitreik. Ons het nou bereken, einde van die jaar 630.000 aandele. Dus as ons sê, die einde van die jaar se 630.000 aandele, minus die 450.000 aandele wat reeds in uitreik was, dan is daar op 1 Maart 2015 'n ekstra 180.000 aandele uitgereik. Ons weet, dit is uitgereik teen 70 sent per aandeel, dus kan ons 180.000 aandele maal 70 sent gebruik, wanneer ons wil weet wat die toename in kontant was. Daar word verder ook vir ons gevra, 2.2.2, bereken die dividend per aandeel vir die jaar geëindig 28 Februarie 2016. Nou onthou, die nuwe aandele is op die heel eerste dag van die jaar uitgereik. Dus al hierdie nuwe aandele het ook gedeel in die interim dividend en die finale dividend. Punt nommer 4 sê, daar is R50.400 se interim dividende gedurende die huidige finansiële jaar reeds betaal. As ons kyk na die syfers uit die balansstaat vir 2016, dan sien ons aandeelhouers vir dividende 88.200. Hierdie 88.200 sal die finale dividend vir die jaar wees. Dus die totale dividend vir die jaar is daar die 50.400 interim dividend plus die 88.200 finale dividend
en al 630.000 aandele het gedeel in hierdie dividend. Dus die dividend per aandeel kan ons bereken deur te sê die totale dividend vir die jaar gedeel deur die aantal aandele maal 100/1. Die totale dividend vir die jaar is die interim dividend van 50.400 wat vir ons gegee is, plus die finale dividend van 88.200. Die totale uitgereikte aandele is 630.000 aandele. As ek dit nou maal met 100/1 om 'n antwoord in sent te kry, dan kry ek 'n antwoord. Die totale dividend was 138.600 op hierdie 630.000 aandele maal 100/1. Ek kry 'n antwoord van 22 sent per aandeel. Dit is die dividend wat verklaar is. Nou die verdienste per aandeel was net 20 sent per aandeel en die dividend per aandeel is 22 sent. Dit beteken daar is meer dividende uitbetaal as wat die verdienste per aandeel was. En dit is waaroor die volgende vraag handel. 2.2.3. Gee een rede waarom aandeelhouers in die eerste plek tevrede sal wees met die dividendbeleid wat die maatskappy handhaaf, en 'n tweede keer hoekom hulle ontevrede sal wees met die dividendbeleid van die maatskappy. Haal syfers aan. Nou onthou, hier moet ons onderskei tussen tipe beleggers. Iemand wat aandele koop om 'n inkomste daai te verdien, hy wil graag 'n hoë dividend kry, want dan kry hy groot inkomste. Maar iemand wat aandele koop om dit op die lang termyn te laat groei, hy wil hê winste moet teruggehou word sodat die waarde van sy aandeel groei. Dus, as ons praat van aandeelhouers wat tevrede sal wees met die dividendbeleid, dan sal ons sê beleggers wat 'n inkomste uit hierdie belegging in aandele wil hê, hulle sal tevrede wees met hierdie dividendbeleid. Beleggers wat 'n inkomste uit die belegging in aandele wil hê, sal tevrede wees. Die dividend van 22 sent, belangrik, is meer as die verdienste per aandeel van 20 sent. En belangrik nou, dus word meer as net die huidige jaar se wins word aan hulle uitbetaal. Die waarde van die aandele sal dus afneem, maar aan die ander kant, beleggers wat hulle geld in aandele belê en vir die langtermyn wil hê die aandele moet groei, hulle wil hê nie alle winste moet uitbetaal word nie. Dus langtermyn beleggers wat wil sien dat die waarde van hulle aandele groei, hulle sal nie so tevrede wees nie. Langtermyn beleggers wat wil sien dat die waarde van hulle aandele groei, sal ontevrede wees dat daar ook van die vorige jare se behoue inkomste, want dis wat gebeur, daar word van daai behoue inkomste gebruik, van die vorige jaar se behoue inkomste uitbetaal is. Hulle sou eerder wou sien dat die direkteure winste terughou vir toekomstige uitbreidings en groei van hierdie maatskappy. So, mense wat 'n inkomste wil hê, hulle wil 'n hoë dividend verdien, hulle is tevrede, maar langtermynbeleggers wil eerder sien dat winste teruggehou word om die maatskappy uit te brei, sodat die waarde van hulle aandele styg. Vraag 2.3. Park Beperk se aandele verhandel tans teen 85 sent, 0,85 rand, 85 sent per aandeel op die aandelebeurs. Die netto batewaarde per aandeel is net 62 sent. So mense is bereid om meer te betaal as die netto batewaarde. Die direkteure besluit om die res van die gemagtigde aandele teen 75 sent per aandeel uit te reik. Sou jy bereid wees om addisionele aandele teen hierdie prys aan te koop, staaf jou antwoord deur 2 redes te verskaf. Nou jy kan definitief sê, ja, ek sal dit aankoop, want is goedkoper as die markprys. Of jy kan sê, nee, ek gaan dit nie aankoop nie, want dit is
hoër as die netto batewaarde. Verder kan jy ook verwys, 'n baie goeie dividend van 22 sent per aandeel word verdien. Nou 22 sent op daardie 75 sent wat jy betaal is 'n baie hoë opbrengs. Dus jou antwoord kan wees ja of nee. Jy kan ja of nee sê, jy wil aandele koop of jy wil nie aandele koop nie. Indien jy sê ja, ek wil dit graag koop, dan kan jy dit vergelyk met die markprys. Die prys van 75 sent is laer as die markwaarde van 85 sent, dus is dit 'n goedkoop aankoop. Maar as jy sê nee, dan kan jy sê die prys van 75 sent is hoër as wat die aandele eintlik werd is, die netto batewaarde van 62 sent. Jy kon ook verwys het na die opbrengs wat jy kry, die dividend van 22 sent wat hier by amper 30% opbrengs is wat jy verdien. Kom ons kyk na ons laaste vraag, 2.4. Stel die kontantvloeistaat as ook die nota vir kontant verkry uit bedryfsaktiwiteite vir die jaar geëindig 28 Februarie 2016 op, toon berekeninge tussen hakies waar notas nie verlang word nie. En dit tel 43 punte. Nou weer eens, baie belangrik dat jy die vorm van 'n kontantvloeistaat ken. Jy moet die vorm van 'n kontantvloeistaat toe ook kan neerskryf. Die 3 afdelings waaruit 'n kontantvloeistaat bestaan. Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite. Die tweede afdeling kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite en die derde afdeling kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Nou ons gaan begin deur kontant verkry uit bedrywighede en dit gaan nota 1 wees. Nou hierdie nota 1 se vorm moet jy ook baie goed ken. Die nota begin altyd met die netto wins voor belasting. Nou die netto wins voor belasting is vir ons gegee, ons kan dit aflees, 180.000 rand. Dus skryf in die netto wins voor belasting gegee as 180.000 rand. Maar nou weet jy, ingesluit by hierdie netto wins voor belasting, is daar nie kontant items, as ook die rente wat betaal is, wat apart gewys moet word volgens die wet. Dus moet ons die waardevermindering op voertuie en op toerusting, wat 'n nie kontant item is, moet teruggetel word by hierdie netto wins voor belasting. Die rente op lening van 12.000 moet ook teruggetel word, want dit word op die gesig van die kontantvloeistaat afgetrek. Moet jy asseblief nie steur aan die auditfooie en direkteursfooie nie, dit is gewone uitgawes wat moet deel vorm van die netto inkomste voor belasting, moet dit nie ook terugtel nie. So ons tel die waardevermindering en die rente op lening terug. Dus hier in nota 1, die netto wins voor belasting moet aangesuiwer word ten opsigte van waardevermindering. Hoekom? Want is 'n nie kontant item, die waardevermindering op voertuie 22.392 en op toerusting 5.728. Die waardevermindering totaal wat teruggetel moet word 28.120. Dan moet rente op lening ook teruggetel word. Hoekom? Want die wet vereis dat jy dit apart op die gesig van die kontantvloeistaat moet aftrek. Dus 12.000. Die totaal van die waardevermindering en rente wat teruggetel word, dit is hierdie bedrag wat jy daar sien, 40.120 rand. En nou kan ek sê, netto wins voor belasting plus die aansuiwerings vir waardevermindering en rente op lening, dis 40.120. Dit geef my die wins voor die verandering in bedryfskapitaal. En daar sien jy dit, 220.120 rand. Wat nou oorbly is ons moet gaan kyk na die verandering in bedryfskapitaal en onthou bedryfskapitaal bestaan uit die verandering in voorraad, debiteure en krediteure. Nou as ons kyk na die balansstate van die 2 jare wat gegee is, dan sien jy daar voorraad. Voorraad in 2015 was 86.200, voorraad in 2016
is 116.150. Dis 'n toename in voorraad, en 'n toename in voorraad is natuurlik 'n afname in kontant. Dus die toename in voorraad, as ons daarna kyk, toename in voorraad, die beginsaldo was 86.200, die eindsaldo 116.150, dus dit is 'n afname in kontant van 29.950. Wys jou berekeninge in hakies. Volgende kyk ons na debiteure. Debiteure kontrole was 66.000, nou 63.000. 'n Afname in debiteure beteken ons het geld meer ontvang van debiteure, en dit is 'n toename in kontant. Dus 'n afname in debiteure, daar sien jy, 'n afname in debiteure. Die debiteure kontrole saldo was gewees aan die begin van die jaar 66.000, dit is nou net 63.000, en dit is 'n toename in kontant van R3.000. Dit skryf jy nie in hakies soos daardie toename van voorraad wat 'n afname in kontant tot gevolg gehad het nie. Laastens kyk ons na krediteure, en daar sien jy krediteure kontrole was 28.000, nou 35.000. Dit is dus 'n toename in krediteure. Ons het meer op skuld gekoop, dus het ons minder betaal, en daarom as jy 'n toename in jou krediteure het, dan sal dit ook 'n toename in kontant wees. Dus 'n toename in krediteure, die beginsaldo was 28.000, die eindsaldo is 35.000, en dit is 'n R7.000 toename in kontant. En nou kan ons sê, hierdie afname in kontant van 29.950 as gevolg van die toename in voorraad, plus die toename in kontant as gevolg van die afname in debiteure van 3.000, en plus die toename in kontant as gevolg van die toename in krediteure, geef my 'n netto effek, verandering in bedryfskapitaal, 'n netto effek wat 'n afname van 19.950 is. As ek nou my wins voor verandering in bedryfskapitaal 220.120 vat, minus hierdie 19.950 afname in kontant as gevolg van verandering in bedryfskapitaal, dan kry ek my kontant verkry uit bedrywighede 'n bedrag van R200.170, en dit gaan ons toon op die gesig van die kontantvloeistaat langs kontant verkry uit bedrywighede soos bereken in nota 1, en daar sien jy die bedrag R200.170. Deel van kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is die rente wat betaal is, wat afgetrek moet word. Nou daar sien ons die rente op lening, al word die rente gekapitaliseer, dit moet steeds betaal word. R12.000 is die rente wat betaal is. Dit is 'n afname in kontant, wys dit dus in hakkies. Volgende ons dividende betaal. Nou in hierdie oefening is dit vir ons baie maklik gegee. Verlede jaar was die aandeelhouers vir dividende saldo R40.000. Dit beteken die finale dividend van die vorige jaar was R40.000. Hierdie finale dividend sou gedurende die nuwe jaar betaal word. Dus hierdie R40.000 is betaal, as ook die interim dividend van hierdie jaar van 50.400. Dus kan ons sê, dividende wat betaal is 40.000 van verlede jaar plus 50.400 vir hierdie jaar, en wys dit daar in hakies, die 40.000 van verlede jaar plus die 50.400 hierdie jaar se interim dividend. Dus dividende betaal uit die bank uit, afname in kontant 90.400. Die laaste element van kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is inkomstebelasting betaal. Nou kom ons kyk na inkomstebelasting.
Die SAID inkomstebelastingrekening het aan die begin van die jaar 'n kredietsaldo van R4.000 getoon. Ons het dus die vorige jaar te min belasting betaal. Hierdie jaar se belasting is die verskil tussen die netto-inkomste voor belasting R180.000 en die netto-inkomste na belasting R126.000, dus die inkomstebelasting vir hierdie jaar. Netto-wins voor belasting R180.000, netto-wins na belasting R126.000, dus die belasting vir die jaar is R54.000. Dus ons moes verlede jaar se R4.000 betaal, plus hierdie jaar se R54.000, as ons dus R58.000 betaal het, was ons op datum. Wat gebeur? Einde van die jaar, toon die SAID inkomstebelastingrekening 'n debietsaldo. Ons het dus te veel betaal van R5.250. Ons het dus die werklike betaling hierdie jaar, daai R4.000 van verlede jaar betaal, plus hierdie jaar se R54.000, plus nog R5.250 te veel. Jy kon vir jou 'n SAID inkomstebelasting T-rekening getrek het en gewys het, verlede jaar se saldo kredietsaldo van R4.000, hierdie jaar se inkomstebelasting R54.000. Ons eindig met 'n debietsaldo afgebring, so hy sy kredietkant oorgedra van R5.250, dus die totale betaling vir die jaar R63.250. Wys in hakkies wat jy werklik betaal het. En daar sien jy by inkomstebelasting betaal verlede jaar se R4.000 plus hierdie jaar se inkomstebelasting R54.000 en toe betaal ons R5.250 meer as wat nodig was, dus die totale betaling, 'n afname in kontant R63.250. En nou kan ons die netto-effek van kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite bereken, dis die R200.170 toename in kontant as gevolg van kontant verkry uit bedrywighede, minus die R12.000 rente betaal, minus die R90.400 dividende betaal en minus die R63.250 inkomstebelasting betaal, en dit gee vir ons 'n toename in kontant van R34.520. Kom ons kyk volgende na kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Nou onthou, by kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite kyk ons na aankoop van nuwe bedryfsbates, verkoop van nuwe bedryfsbates en indien daar dalk 'n vaste deposito toe gemaak het of verval is. In die eerste plek die aankoop van nuwe bedryfsbates. Nou onthou, die aankoop van nuwe bedryfsbates het altyd 'n afname in kontant tot gevolg. Nou dit was moontlik indien jy hierdie nuwe voertuig, daar onder op bladsy 274, 'n nuwe voertuig is aangekoop om die ou een te vervang. Jy kon die kosprys van hierdie nuwe voertuig bereken het deur hierdie waardevermindering op voertuie te gebruik, uit te werk hoeveel waardevermindering hierdie jaar afgeskryf is, ekstra afgeskryf is op die voertuig wat verkoop is, en dan die res gebruik het om die kosprys te bereken. Of jy kon 'n T-rekening vir ons nuwe bedryfsbates teen draagwaarde getrek het. Kyk hoe maklik is dit. As ek kyk na my boekwaarde van nuwe bedryfsbates of tasbare bates, dan is die beginsaldo R246.200. Dit is die beginsaldo. Nou weet ek het gedurende die jaar 'n voertuig verkoop met 'n draagwaarde van R36.000. Dus sal daardie saldo minder word met R36.000. Ek weet ook ek het hierdie jaar in totaal waardevermindering afgeskryf op voertuie en toerusting R22.392 plus hierdie R5.728. Nou weet ek 'n nuwe voertuig is bygekoop. Ek weet nie hoeveel hy gekos het nie, maar kyk daar, ek weet die eindsaldo moet wees R322.000. Dus as ek 'n rekening trek, 'n T-rekening, nie bedryfsbates of vaste bates teen draagwaarde,
dan begin ek om met die saldo wat gegee is, 246.200, daar sien jy dit, 246.200 begin saldo. Dan weet ek, daar was bateverkope, die drawaarde 36.000, wat ek kon uithaal. Ek weet daar is waardevermindering afgeskryf, 22.392 op voertuie, 5.728 op toerusting, dis 28.120. En nou weet ek, die eindsaldo moet wees 322.000 nadat ek 'n nuwe voertuig bygekoop het. Dus die saldo oorgedra 322.000. As ek hierdie rekening balanseer, dan kan ek as balanserende syfer uitwerk hoeveel die nuwe voertuig gekos het. As ek die kredietkant optel, 386.120, trek af die beginsaldo van 246.200 en so bereken ek die kosprys van die nuwe voertuig 139.920. Hierdie is 'n belangrike rekening. Jy het in graad 11, toe daar met sportklubs gewerk is, baie met hierdie rekening te doen gekry. Kom ons skryf dit wat hier gebeur het in 'n hakkie om te wys hoe ons die berekening gedoen het. Die aankoop van nie-bedryfsbates, en daar kan jy sien, as ek die eindsaldo van 322.000 vat, en ek trek daarvan af die beginsaldo van 246.000, minus daar die bateverkope 36.000, en die waardevermindering vir jaar 28.120, dan bereken ek die kosprys van die nuwe voertuig wat aangekoop is, 'n afname in kontant 139.920. Natuurlik moet ek nou nie vergeet nie, ek het ook 'n voertuig verkoop. Daar is vir ons gesê, die voertuig is verkoop teen drawaarde, en dit het 'n opbrengs met die verkoop van hierdie nie-bedryfsbate tot gevolg gehad, en daar het jy in die bateverkoopberekening gesien, hy is verkoop vir R36.000, dus my opbrengs met verkoop van hierdie nie-bedryfsbate, 'n toename in kontant van R36.000. En nou kan ek die netto-effek kry as die afname 139.920 was, as gevolg van die aankoop van die nuwe voertuig, tel terug die R36.000 toename in kontant, dan kry ek 'n netto afname in kontant van 103.920. Die laaste element van kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. En hier gaan ons kyk na ekstra aandele uitgereik, dalk aandele teruggekoop, asook die verandering in my langtermyn lenings, ekstra lenings aangegaan en lenings terugbetaal. Kom ons begin met die opbrengs uit aandele uitgereik. Nou onthou, dit sal 'n toename in kontant tot gevolg hê, en ons het uitgewerk dat die aantal nuwe aandele wat uitgereik is, was 180.000 nuwe aandele. Daar is vir ons gesê, die nuwe aandele is uitgereik teen 'n prys van 70 sent per aandeel. Dus baie maklik, daar's uitgereik 180.000 nuwe aandele teen 'n prys van 70 sent per aandeel, dus 'n opbrengs van R126.000. Kom ons gaan kyk na ons lenings. Nou die lening, baie belangrik. Punt nommer 5. Op 28 Februarie 2015, dis die laaste dag van die vorige finansiële jaar, het Park Beperk 'n lening ter waarde van R75.000 getoon. Dit is die lening wat daar was. Dis die beginsaldo. Die saldo van hierdie lening is 132.000 op 28 Februarie 2016, die einde van die finansiële jaar. Maar nou kan ek nie bloot net sê 132.000 minus 75 is die ekstra bedrag wat geleen is nie, want kyk wat staan in die leningsooreenkoms. Die leningsooreenkoms bepaal dat rente gekapitaliseer moet word en dat R1.200 per maand op die lening terugbetaal moet word. Daardie R1.200 sluit die rente in. Gedurende jaar is die lening verhoog, soos ons kan sien. Nou as ons R1.200 per maand terugbetaal, as ek dit maal met 12, dan is dit R14.400. Van daardie R14.400 is R12.000 rente op lening. Dus, ja,
1200 word per maand terugbetaal, dis 14.400. Maar 12.000 daarvan is rente op lening, dus net 2.400 is terugbetaal op die lening. Dus die lening van R75.000 het afgeneem met net 2.400. Dit is die terugbetaling op die lening. Dus die verskil tussen 75.000 minus daai 2.400 en die nuwe leningsbedrag 132.000, dit sal die nuwe lening wees wat aangegaan is. Om dit beter te verduidelik, kom ons stel 'n rekening op lening dubbelpunt Absa. Nou die begin saldo van die lening is vir jou gegee R75.000. Rente word gekapitaliseer, dus word R12.000 per jaar bygetel as rente. Die terugbetalings is R1.200 per maand, maar 'n deel daarvan is vir die rente op lening. Dus R14.400 is terugbetaal, maar hiervan was net R2.400 op die lening. Dis baie belangrik, die terugbetalingsgedeelte R14.400 minus die rente op lening, dus die lening aan die begin van die jaar het afgeneem met net R2.400. Aan die einde van die jaar is die saldo wat ons oordra R132.000, dus kan ons per balanserende syfer gaan bereken dat die nuwe lening wat aangegaan is, wat ontvang is, wat in die bank gesit is, R59.400 was. Dus die nuwe lening wat aangaan is R59.400, dis 'n toename in kontant. Die leningbedrag wat terugbetaal is, R14.400 minus R12.000 is R2.400. Dit is 'n afname in kontant. Kyk baie mooi na die volgende. Die toename in die lening bestaan uit die volgende. Onthou dis 'n toename ook in kontant. Ek gaan hom daar in groen wys. Toename in die lening. Die eindsaldo is R132.000. Die beginsaldo was R75.000. Ja, daar is R14.400 terugbetaal, maar hiervan was R12.000 rente op lening. Dus die lening het net afgeneem met R2.400. En dit is hoe ons bereken het, die nuwe lening wat aangegaan is, R59.400. Die terugbetaling op die lening, afname in kontant, ja, daar is R14.400 in totaal terugbetaal, maar hiervan was R12.000 rente op lening, dus slegs R2.400 is terugbetaal op die oorspronklike lening. Hierdie is 'n baie belangrike berekening. Maak seker dat jy die T-rekening mooi verstaan, dan behoort jy nie 'n fout te maak nie. As ons dan nou die netto effek van die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite uitwerk, 'n toename in kontant as gevolg van die uitreik van aandele R126.000, 'n toename in kontant R59.400 as gevolg van die ekstra lening wat aangegaan is, en 'n afname in kontant wat ons sal aftrek as gevolg van die terugbetaling in die lening. Dit gee vir ons 'n netto effek, 'n toename in kontant van R183.000. En nou kan ons gaan en sê, as die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 'n toename van R34.520 tot gevolg gehad het, minus hierdie afname van R103.920 as gevolg van kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, en plus die toename van R183.000 as gevolg van die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, dan is die netto verandering in kontant en kontant ekwivalente vir die jaar is 'n toename van R113.600, en hier word daai toename van R113.600 verduidelik. Dit is die doel van 'n kontantvloeistaat, om daardie toename te verduidelik. As ons kyk, wat was die kontant en kontant ekwivalente begin van die jaar, daar sien jy, kontant en kontant ekwivalente begin van die jaar was 'n oortrokke of 'n kredietsaldo van R8.000 gewees. Dus hy moet in hakkies ingeskryf word, R8.000 oortrokke, en so kan ons bereken,
as hy verhoog het of toegeneem het met 113.600 van 'n negatiewe 8.000, dan sal daar aan die einde van die jaar in die bank 'n bedrag wees van 105.600. 'n Uitstekende vraag, 'n volledige kontantvloeistaat met nota 1, 45 punte, verder ook bateverkope, die berekening van die aantal aandele wat uitgereik is, die dividend per aandeel wat bereken is, kommentaar oor hierdie dividend wat meer is as die verdienste per aandeel, en dan ook kommentaar oor die nuwe uitreikprys van aandele om dit te vergelyk met die markwaarde en die netto batewaarde. 'n Uitstekende oefening, hierdie sal ook 'n lang vraag wees in jou eindeksamen.